Amen. Baie dankie julle, kan julle sitplekke neem. Ons gaan vandag voort met die reeks waarmee ons besig is hier by ons eredienste. Ons het 2 weke gelede begin en die onderwerp waarna ons kyk is, wat op aarde maak ek hier? Hoekom is ek hier? Waarvoor is ek geskape? Wat is my doel hier op aarde? En ons het vir mekaar in die heel eerste aflewering gesê, dat as jy wil weet wat jou doel vir die lewe is en wat jy hier op aarde moet doen, moet jy begin by die een wat alles gemaak het. Jy moet begin by die eienaar van alles, en dit is die Here ons God. Ons betekenis, ons sin in die lewe, ons waardering van die lewe en alles wat daarmee gepaard gaan, begin en eindig by ons verhouding met die Here, die Vader van Jesus Christus. Wanneer ons in 'n verhouding met die Here staan, dan vul dit ook daardie godvormige leemte waarmee ons almal gebore is, en dit voel vir ons dat ons vervuld is en dat die lewe vir ons sin maak. Ons kan dit as ons wil op baie ander plekke gaan soek, maar ons gaan nie die sin van die lewe kry in aardse dinge nie, want dit is alles vals en verbygaande. Maar ons sal sin kry vir die lewe en ons sal vrede in ons siele hê wanneer ons in verhouding met Jesus Christus staan. Halleluja. Ons het ook vir mekaar gesê dat daar 5 dinge is waarvoor ons geskape is. Wanneer ons die Bybel bestudeer, dan kom ons by 5 dinge waarvoor ons geskape is. Dinge wat die Here vir ons bekend maak uit sy woord uit, waarvoor ons geskape is. Verlede week het ons begin met die eerste ene, en dit is dat ek en jy geskape is vir God se plesier. God het ons gemaak om ons lief te hê, God het ons gemaak om ons te geniet, en hy het ons ook gemaak om te aanbid. Ons is gemaak om die Here te aanbid. Ons is gemaak om hom terug lief te hê, en ons is ook gemaak om vir hom vreugde en plesier te bring in die manier hoe ons lewe, ons gehoorsaamheid aan hom en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Vandag gaan ons verder en ons kom by die tweede ding waarvoor ons gemaak is. En dit is dat ek en jy gemaak is vir God se familie. Ons gaan vandag praat oor familie wees, en ons gaan vandag praat oor gemeenskap, want jy sien, ek en jy is deur God gemaak vir gemeenskap. Ons is deur God gemaak om deel te wees van sy familie. Nou as jy dalk jou notaboekie hierso het, of jy het jou selfoon om 'n nota te maak, wil ek jou aanraai om na Dr. Michael Heisler. Dr. Michael Heisler, jy spel sy van H-E-I-S-S-L-E-R, Heisler, Michael Heisler. Hy het 'n aanbieding gedoen, 4 afdelings, wat gaan oor die supernatural worldview, die bonatuurlike wêreld. En sy hele aanbieding berus op die beginsel van God se familie. As jy 'n in-diepte studie wil gaan doen oor die familie van God en hoe die engele daarin pas, hoe die mens daarin pas, hoe Jesus 'n unieke rol daar vervul en hoe die bose daarby inpas, gaan luister gerus na Dr. Michael Heisler. Die 4 sessies altesaam so 4 ure lank, maar ek sê vir jou, dit gaan een van die beste geestelike beleggings wees wat jy in jou lewe kan maak. Hy verduidelik baie mooi daar, dat God die begeerte het om 'n familie te gehad het. En daarom het hy die engele geskep. Daarom het hy die mens geskep.
En ongelukkig het daar 'n rebellie in die hemel plaasgevind. Ons almal weet van dit, nê? Van Satan wat in sy hart gesê het, hy wil sy troon bo God stel. En toe dit gebeur het, het daar 'n split gekom in die familie van God. En jy het mense wat getrou is aan die Here, en jy het engele, jy het hemelse wesens wat getrou is aan die Here, en dan het jy hierdie bose wesens wat vervreemd is van God se familie, en hulle is teen God. En hulle probeer mense mislei om weg te breek van God se familie af. Die Engelse woord is estranged. They want to estrange people from the family of God. Maar God het in sy alwetendheid en in sy voorsiening 'n unieke mens gestuur, 'n unieke kind, die eniggebore kind, Jesus Christus, wat aarde toe gekom het, om hulle wat vervreemd is van die familie van God, deur middel van sonde, om hulle weer deel te maak van die familie van God. En as jy so die Bybel bestudeer, dan sal jy ook sien dat die Bybel vertel ook die storie van God se familie. Die storie van God, die Vader wat vir hom 'n mensdom skep, en hy is in verbond met die mens, en hy is in verhouding met die mens, en hy wil vir hulle 'n Vader wees, hy wil vir ons 'n God wees, en ons is sy familie. Halleluja. Halleluja. Daar is soveel verse wat praat oor seunskap. Daar is soveel verse wat praat oor kindskap en oor God se familie wanneer jy die Bybel lees, dat dit onmoontlik is om te mis dat God se plan is met my en jou, dat ons deel moet wees van sy familie. En vandag moet ek jou sommer van die begin af daardie vraag vra. Baie van julle ken ek, van julle ken ek dalk nou nie so goed nie, maar ek moet jou vra vandag, is jy deel van God se familie? Is jy deel van die koninkryk van die lig? Is jy deel van God se geloofsfamilie of nie? Want sien, jy kan in die kerk sit en dit kan baie mooi vroom lyk en dit kan lyk asof jy deel is, maar al hoe jy en ek werklik deel kan wees van die geloofsfamilie van God is as ons geloof geplaas het in die eniggebore, wonderlike, unieke redderseun van God. Amen. En ek moet jou dit vra vandag, ek moet jou dit vra, het jy al jou geloof in Jesus Christus gesit? Want as jy dit nie gedoen het nie, is jy nog steeds vervreemd van die familie van God. En dit is nie God se plan dat sy kinders vervreemd van die familie moet wees nie, daarom het hy Jesus gestuur, sodat almal wat in hom glo, gered kan word, en deel kan wees van hierdie wonderlike geloofsfamilie. In die laaste hoofstuk van die Bybel, ek het nou nie die versie op nie, in die laaste hoofstuk van die Bybel lees ons dat die gereddenis voor God sal staan in volke, nasies en tale. Volke, nasies, tale, meervoud, meervoud, meervoud. 3 groepe van meervoud. Dit behoort vir jou te sê, daar gaan meer as een persoon voor hom staan. Die rede hoekom ek dit opbring, is om te illustreer dat dit nog altyd in God se plan is dat daar meer as een mens moet wees wat hom aanbid en deel is van sy familie. En dit gaan nie net een taal wees nie. Dit gaan nie net een nasie of een volk wees nie. Dit gaan verskillende tale wees. Verskillende volke. Dank God, 'n siel het nie velkleur nie, want daar staan niks van velkleur en ras nie. Maar dit praat van volke, nasies en tale. En daarom as jy gaan lees in die Bybel en jy lees wat die Bybel sê oor God se familie, dan sê dit daar dat God maak nie 'n onderskeid tussen vryman, slaaf, skiet, barbaar, man of vrou, Griek of Jood nie.
God maak nie onderskeid nie. En dan sien jy ook, daar is baie gedeeltes wat geskryf word aan die familie van God oor hoe hulle self moet gedra. Want ek is seker julle sal saam met my stem, julle wat in families is, dat soms gedra die kinders en die kleinkinders hulle self nie baie goed nie. En soms gedra die ouers hulle self nie baie goed nie. Daarom is daar in alle huisgesinne huisreëls. Amen. As daar nie huisreëls is nie, is daar chaos. En daar is verdeeldheid. En Jesus sê heel duidelik, as 'n huis teen homself verdeel is, kan hy nie staan nie. En daarom is daar baie verse in die Bybel wat vir ons sê, hoe die geloofsfamilie hom of haarself moet reguleer. Vergewe mekaar. Wees lief vir mekaar. Wees gasvry teenoor mekaar. Dra mekaar se laste. Wees bly saam met mekaar. Treur saam met mekaar. Stel belang in mekaar en dien mekaar met die gawes wat jy gekry het. Amen. Ons kan maar huis toe gaan. Jy sien, ons hier in Sentraal is 'n geloofsfamilie. Ons is God se kinders individueel, maar ons is ook mekaar se broers en susters kollektief. En as ons nie vir mekaar 'n fyn aanvoeling het nie, en vir mekaar liefde het nie, dan beteken dit iewers is daar 'n detach. Iewers mis ons mekaar. En dit kan wees omdat ons vir mekaar dalk kwaad is en mekaar nog nie vergewe het nie. Dit kan wees omdat ons mekaar dalk nog judge, mekaar oordeel, op grond van uiterlike dinge, op grond van wie waar bly, en wie wat ry, en wie hoeveel het. Of dit kan wees omdat ons nog self dink ons is beter as iemand anders. Of dit kan wees dat ons van onsself bitter min dink en 'n baie lae selfbeeld het. Dit kan wees dat ons die belangrikste in die gemeente wil wees. Dat ons dalk op mekaar jaloers is. Of dalk kan dit wees dat jy al so seer gekry het in die lewe, jy vertrou net niemand nie. God het die geloofsfamilie gegee en hy het die kruis van Jesus gegee sodat ek en jy van al daai dinge genees kan word. Die kerk, die geloofsfamilie is nie 'n museum waar heiliges uitgestal word nie. Amen. Ek sal graag wil hê die heiligste moet hier voorkom staan. Ons is almal mense. Ons is almal feilbaar. Ons is almal gebroke. Daarom is die geloofsfamilie 'n plek van genesing. Hierdie kerk is 'n veilige hawe vir hulle wat stikkend is. Dit is 'n hospitaal waar geestelike siekes, verminktes en gebrokenes genees moet word. En weet julle, dit is wat ons as Christene 'n unieke geloofsfamilie maak. Dit maak ons 'n unieke groep mense. Want die gesamentlike doel wat ons het, is opgeskryf in Matteus 22, en dit is dat ons die Here ons God moet lief hê, met ons hele hart, siel, krag en verstand, en dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Alle ander groeperings van mense, of dit nou besigheid is die doel om
produkte te lewer of om diens te lewer en om geld te maak. As dit 'n sportklub is dit om te verbeter in jou sportvermoëns en om te gaan deelneem en om die beste te wees wat jy kan. As dit 'n humanitêre beweging is dit om geld in te samel om te gee vir die minder bevoorregtes. Wat ons gemeenskap uniek maak, is dat ons daar is om die Here lief te hê en te eer, en omdat ons daar is om vir mekaar om te gee en mekaar te help dra aan ons laste. Ons almal het familie wat bloed is. En ons waardeer daardie familie. Maar ons weet ook dat daar sommige bloedfamilie is vir wie jy niks geheime vertel nie. Ons weet ook dat daar bloedfamilie is wat vol stories is. En wat snaakse agendas het, en jy weet jy moet maar bietjie 'n afstand hou. Sommige van ons het familie wat glad nie die Here dien nie, en ons is dalk al vervreem van hulle. Want jy sien, die familie wat jy gekry het wat bloed is, kon jy nie kies nie. Amen. En sommiges van ons sal sê, as ek kon, het ek jou nie gekies nie. Maar wanneer dit kom by die geloofsfamilie, maak jy 'n keuse. Jy kies of jy deel van hierdie gemeente wil wees of nie. Jy kies of jy deel wil wees van die lewe van hierdie gemeente of nie. Daar waar jy as kind van die Here jou lidmaatskapvormpie invul en teken, is jou keuse. En ek wil net sê, by the way, jy het die beste keuse gemaak om hiernatoe te kom. Beter kry jy nie. Lidmaatskap is 'n keuse. En dit is maar een van die fasette van die gemeenskap. Dit is die keuse wat jy maak om te behoort aan 'n liggaam. 'n Liggaam wat jou wil hê en 'n liggaam wat in jou belangstel. Want sien, as jy deel was van hierdie gemeente en dit het vir jou gevoel, jy beteken niks nie, het jy vir jou 'n ander gemeente gaan soek. Jy kies waar jy aanbid. Die Here het vir ons mooi dinge hier afgemeet. Amen. Ek weet van julle sit nou so families by mekaar. Maar kyk net bietjie verder as die mense langs jou en verstaan dat die mense wat hier saam sit, en van hulle wat dalk nou nie is nie, maar wat deel is van hierdie gemeente, dit is die geloofsfamilie wat die Here vir jou afgemeet het. En daarvoor sê ons prys die Here. Ons sê dankie Here. Dankie vir hierdie broer, of dankie vir daardie broer, of suster, wat daar is vir my, wat saam met my bid, wat my naam ken, wat bly is om my te sien as ek vir 'n paar weke nie hier was nie, en so nou en dan vir my 'n WhatsApp stuur en sê, ek dink aan jou. Want jy sien, daai familie is nie bloedfamilie nie, dis geestelike familie. Dis mense wat die Here in jou lewe gesit het, om jou te help. En jy is hier gesit, om hulle te help. En, weer eens, ek skiet nie bloedfamilie af nie. Maar het julle ook agtergekom dat in die geestelike wandel, is daar mense met wie jy dalk 'n dieper verhouding het, as met bloedfamilie. Of miskien het jy baie goeie bloedfamilie gehad, maar hulle het almal afgesterf. En die Here het jou geseën met geestelike familie, wat daai leemte vervul, wat vir jou 'n vangnet is, wat vir jou 'n ondersteuning is, omdat hulle jou liefhet, met die liefde van die Here in hulle harte. Dit is nie die mense gevalle natuur, om lief te hê nie. Dis nie in die mense gevalle natuur om onselfsugtig te wees nie. Dit is net die Here wat daai wonderlike gesindheid in ons kan skep, om vir mekaar lief te wees en onbaatsugtig vir mekaar te kan omgee. Prys die Here daarvoor.
Wanneer ons die Bybel lees in Handelinge 2, vanaf vers 42 tot 47, ek gaan dit net opsommend sê, sien ons daarin dat die gemeente gereeld by mekaar gekom het. Hulle het gereeld by mekaar gekom, hulle het brood gebreek, hulle het saam geëet, hulle het hulle besittings met mekaar gedeel en verdeel en by die mense uitgekry wat dit bitter nodig gehad het. Daai woordjie gemeenskap waarvan ons lees in Handelinge 2 vers 42, die gemeenskap, vers 42, daai woordjie gemeenskap in die Grieks is koinonia. Het jy al ooit gehoor van die woordjie koinonia? Koinonia is 'n Griekse term wat so ryk is, dat dit nie vertaal kan word in een Engelse woord of in een Afrikaanse woord nie. Dit is 'n baie omvattende term. Dit beteken om te behoort, dit verwys na lidmaatskap. Dit beteken om deel te wees en om te deel. Dit is gemeenskap. Daar's 4 fasette aan koinonia. Die een is lidmaatskap, ek het nou al klaar so 'n bietjie daaroor gepraat. Nommer 2 is gemeenskap. Gemeenskap, jy is gemaak vir gemeenskap, jy is gemaak om te deel. Wat is jy veronderstel om te deel? Jy is veronderstel om jou huis te deel, bedoelende om gasvry te wees. Jy sien, diepgaande gesprekke vind nie noodwendig plaas in die oggende hier wanneer ons mekaar groet nie. En wanneer ons nou hier klaar kerk gehou het en ons stap by daai deur uit en ons gesels gou 'n bietjie daarvoor onder by die trappies, dit is nie eintlik fellowship nie. Ons check net gou by mekaar in. Daar is nie diep gesprekke wat plaasvind nie. Maar wanneer jy in iemand se huis gaan sit, of iemand nooi jou en julle gaan eet ietsie saam of gaan drink 'n koffie iewers en jy praat hart to hart, dan vind daar fellowship plaas. Dis nie oppervlakkig nie, dit is dieper. Wat is ons veronderstel om met mekaar te deel in gesprek? Ons is veronderstel om ons ervarings en ons belewennisse van die lewe en van die Here en die lesse wat ons geleer het met mekaar te deel. Want ons almal het iets om te vertel, amen? Ons almal het al iets deurgegaan en dit oorwin en ons kan getuig van hoe die Here ons gehelp het of hoe hy vir ons deurgekom het of vir ons wysheid gegee het en jy kan iemand help wat in dieselfde situasie is. Jy het iets om te gee, jy het iets om te deel. Ons is ook veronderstel om ons probleme met mekaar te deel. En dit is waar vertroue inkom en ek weet, dit is nie altyd maklik nie, want daai gesegde is maar waar wat sê once bitten, twice shy. Maar jy sien, ek sal eerder probeer vertrou en teleurgestel word, as wat ek alles self dra en in die proses geestelik siek word. Ek weet dit is nie altyd maklik nie, maar ons moet op 'n plek kom waar ons vir mekaar so lief is en vir mekaar so omgee, dat ons probleme met mekaar kan deel. Paulus skryf in Galasiërs 6, vers 1 en 2, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Hoe gaan ons dit kan doen, as ons nie met mekaar diepgaande gesprekke, 1-tot-1 gesprekke, of in 'n klein groep opset, waar ons mekaar vertrou en lief het, waar ons sulke gesprekke kan hê nie. Ons almal het laste, amen. Ons almal het uitdagings, ons almal het goed waarmee ons sukkel. Die Here het in sy goedheid dit so bepaal, dat jy nie alleen op aarde hoef te wees, en alleen daardie las te dra nie. Die Here het dit so bepaal, dat jy gebore moes wees en lewe in die tyd waarin jy nou is, gered geword het, deel geword het van hierdie geloofsfamilie, en ingebore is in die
fisiese, biologiese bloedfamilie waarin jy is, sodat jy nie alleen hoef te wees nie. Dit is die agenda van Satan om jou te vervreem van 'n geloofsfamilie. Dis nie die Here wat jou wil seermaak nie. Ons moenie vir die Here die blaam gee vir iets wat die duiwel doen nie. Jy weet, daar's baie mense wat sê, ek is baie lief vir die Here, maar ek het geen tyd vir die kerk nie. Omdat hulle seer gemaak is. Ek het baie tyd vir die Here, maar ek wil niks weet van ander Christene nie. Ongelukkig kan ons nie die twee van mekaar skei nie. Eben Etzebeth is 'n wonderlike, sterk, groot rugbyspeler. Maar as hy nie deel is van 'n span nie, is hy niks. Jy kan nie sê ek is 'n rugbyspeler, maar jy is nie deel van 'n span nie. Of jy wil nie deel van 'n span wees nie, want dan is jy nie eintlik 'n rugbyspeler nie. Jy beteken niks. Dieselfde geld wanneer dit kom by die koinonia, wanneer dit kom by die eklesia, die geloofsfamilie, die kerk. Ons kan nie sê ons is Christene, maar ons wil nie deel van die kerk wees nie. Dit gaan nie met mekaar, dit kan nie van mekaar geskei word nie. Wat ons moet doen is, ons moet op pad van genesing kom en genesing ontvang, sodat ons deel kan wees van die geloofsfamilie. Ons moet mekaar se laste dra, want ons almal het dit. En ons gaan baie verder kom in die lewe, as ons meer kwesbaar is teenoor mekaar, en bereid is om te sê, ek sukkel met hierdie ding, ek het hierdie seer, help my. En net soos wat jy wil hê, mense moet jou help, wees jy ook die een wat 'n helpende hand uitreik na iemand anders. Nog 'n faset, die derde faset van gemeenskap, van kerkfamilie wees, is vennootskap. Dit is om eienaarskap te vat saam met die ander en om by te dra en om te dien. Almal van ons het geestelike gawes ontvang. Almal van ons is uniek deur die Here gemaak, met spesiale gawes, vermoëns, talente. Die Here het jou geseën met wat jy het, nie net materialisties nie, maar ook nie materialisties. En die rede hoekom hy jou in 'n geloofsfamilie gesit het, is sodat jy ook daar die gawes na vore kan bring en help. Dink gou aan 'n huis. Daar's baie taakies wat moet plaasvind in die huis, vir die huis om netjies te wees en vir die huis om reg te funksioneer. In Engels noem ons dit chores. En ek weet nie, die van julle wat kinders nog in die huis het, of wat kinders gehad het toe julle nog jonger was die kinders het sekere take gehad. Ek onthou my werk was, ek moet die hek gaan sluit, maar ek was so bang my sissies moes saamloop, want ek was bang vir die donker gewees. Daar's huistaakies wat ons moet doen. Net so is daar take wat in die gemeente verrig moet word. En net so is daar doelwitte wat die Here wil bereik deur sy huis en in sy huis. Daar moet gebid word. Sy huis moet 'n huis van gebed wees. Daar moet maintenance gedoen word. Dankie oom Jan. En al die ander manne wat so, oom Piet, oom Hercules, wat elke nou en dan iets kom doen, soms spontaan vir ons net handels op die kerk se deur sit, want hy weet hoe met hout te werk en hy het hout by die huis. Hoor julle waarby ek wil uitkom? Daar's dinge wat moet gebeur, daar's gasvryheid wat moet plaasvind, daar's worship, daar's berading, daar is soveel dinge, en dit kan nie net die werk van die pastoor wees nie. Kom ons vergeet van die pastoor en sê, dit kan nie net die werk van een wees nie. Want julle sal saam met my stem, julle is mooi groot om te verstaan, dat die mense liggaam bestaan uit verskillende dele. Daar's verskillende organe, daar's verskillende sintuie wat verskillende dinge doen. As die hele liggaam 'n oog was, sou daar nie gehoor gewees het nie. Paulus skryf daaroor in 1 Korintiërs 12. As die hele liggaam 'n oor was, sou daar nie sig gewees het nie. Elkeen van ons het 'n verskillende rol om te vervul.
En dit is wat vennootskap beteken. Dit beteken, ek bring wat ek het en ek dra by. Dit kan geldelik wees, ja. Dit kan toerusting wees, maar dit kan ook kennis en wysheid en gebede wees. Maar die ding is, baie van ons sit met vermoëns, ons sit met gawes en ons hou dit vir onsself. Dit is nie wat die Here wil hê nie. Die Here het jou gered en het jou begaafd en het jou hier gesit vir 'n rede. Ons moet bydra. Ons moet help waar ons kan. Dan die laaste enetjie. Die 4de vlak van koinonia is broederskap. Die Engelse woord wat daar gebruik word is kinship. As kinship vertaal word, is dit verwantskap. Nou dit klink of dit baie oppervlakkig is, maar hierdie is eintlik die diepste vlak van almal. Dit beteken om diepgaande verhoudings te hê. As jy nou moet dink, as jy 'n vorm moet invul, 'n noodvorm emergency contact list moet invul. En hulle vra, wie is jou next of kin? Wie is jou naasbestaande wat gekontak moet word? Wie se naam skryf jy daar neer? Natuurlik jou man of jou vrou of jou naaste, jy weet jou kind of 'n nabye familielid. Wat skryf jy daar as jy nie so iemand het nie? 'n nabye vriend of 'n vriendin? Want dit is iemand wie jy vertrou. Dit is iemand wie jy weet jou diepste, swaarste belange op die hart dra. En dit is ook waarna koinonia verwys. Dat ons op daai plek sal kom waar ons 'n diepgaande verhouding met mekaar het. Ek sê nou nie julle moet almal my naam neerskryf as julle emergency contact nie. Maar waarby ek wil uitkom is dat hierdie mense wat nie bloed is nie, eintlik soos bloedfamilie vir jou sal wees. Mense wie jy weet jou belange op die hart dra. En dat jy ook iemand sal wees wat hulle belange op die hart dra. En dat jy ook okay daarmee sal wees as jy saam met mekaar moet lei. Want dit is nog 'n ding van koinonia, is ons word saamgebind deur lyding. Ons almal ervaar versoekings. Dit bind ons. Ons almal ervaar as Christene die godslastering wat plaasvind. Die afvalligheid wat plaasvind. Ons almal word ook hartseer wanneer ons hoor wat in Israel gebeur. Of in ander lande waar medebroers en susters doodgemaak word vir waarin hulle glo. As dit ons nie raak nie, beteken dit daar's 'n detach. Ons voel nie vir hulle soos wat ons moet nie. Johannes skryf, hy sê, julle kan nie sê julle het vir God lief, maar julle het nie julle broers lief nie. Dan lieg julle vir julleself, 1 Johannes 4. Julle lieg vir julleself. Julle kan nie sê julle het God lief, maar met julle selfe mond vervloek julle broeders nie. Hê mekaar lief. Jy weet, daarso is opgeteken in die geskiedenis, daar was 'n historikus gewees wat omtrent in die jare 300 na Christus geleef het. Nou in daardie tyd was die Romeine nie baie lief en gunstig gewees teenoor die Christene nie. Hulle het hulle doodgemaak, hulle het hulle in die Colosseum ingevat, in die arena ingevat en die Christene aan die brand gesteek, of hulle die Christene voor leeu's of 'n tier gesit teen wie hulle moes veg. En weet julle wat skryf die historikus neer wat in daai tyd geleef het?
hy prys hulle dat hulle getrou is aan die Here, maar weet julle wat skryf hy neer? Hy sê, wat die mees opmerksaamste is van die Christene, is hulle liefde vir mekaar. Onder al daai lyding, onder al daai vervolging, was hulle vir mekaar lief gewees. Ten spyte van wat gebeur het, was hulle daar vir mekaar, en hulle was lief vir mekaar. Jesus het gesê in Johannes 13 vers 35, nadat hy die nuwe gebod ingestel het. Hy het gesê, hieraan sal almal weet, dat julle my volgers is, of my disippels is, dat julle mekaar lief het. Ons liefde teenoor mekaar, ons familie wees, is 'n getuienis aan die wêreld, dat God 'n realiteit is, en dat ons volgers van Jesus Christus is. En daarom kom ons werk aan daardie liefde vir mekaar. Kom ons gee om vir mekaar. Kom ons wees daar vir mekaar. En soos wat ek verlede week gesê het, dat dit ook goed is om vir die Here te sê, Here, ek is lief vir U. Kom ons sê dit vir mekaar. Wanneer ons vir mekaar groet, Kobaai oom, Kobaai tannie, lief vir jou. Cheers. Lief vir jou. Ek is lief vir jou. Bedoel daarom wat jy sê. Maar kom ons sê dit vir mekaar meer. En kom ons wees daar vir mekaar. Ek sluit af met 'n laaste gedagte. Ek weet vandag was 'n bietjie langer. Ek sluit af met 'n laaste gedagte. Ek as 'n pastoor was nou al 'n paar keer by 'n doodsbed in die hospitaal of by die huis. En ek het nou al 'n paar gesinne begelei wat iemand aan die dood afgestaan het. En weet julle, as iemand so aan die einde van sy lewe kom, of so aan die einde van sy tyd kom, en hy begin roep na iemand, of hy begin vra na iemand, of sy wil hê iemand moet kom, daar word nie gevra, bring my trofees nie. Daar word nie gevra, bring my geld om by my te wees nie. Daar word nie gevra, bring my medaljes en sertifikate en grade nie. Dis nie waarvoor daar gevra word nie. Daar word gevra, bring my familie. Bring daai persoon, bring daai persoon. Bring die mense wat die naaste is aan my. Hoekom? Want al die ander goed maak nie eintlik saak nie. Dit gaan weg. So ons hoef eintlik nie te veel daaroor te worry en te veel daarin te belê nie. Belê nie mense rondom jou. Die mense saam met wie jy bly, jou familie en ook jou geloofsfamilie. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelvader, dankie vir hierdie woord. Dankie dat U met ons praat. Dankie dat U ons rigting gee, ons versterk en ons voed met die brood van die lewe. Here, ons het vandag gehoor belangrike dinge uit U woord uit. Nou bid ek dat U Gees die naprediker daarvan sal wees en vir ons sal help om dit uit te leef. Om daardie twee gebooie na te kom, om U lief te hê en ons naaste soos onsself. Dankie vir die mooi geloofsfamilie wat U vir ons afgemeet het. Dankie vir die mense in hierdie gemeente, dankie vir die mense in ons lewens wat daar is vir ons. Here, so wil ons ook daar wees vir hulle. En daarom vra ek dat U in my en ook in elkeen hier, Here, dat U in ons die regte gesindheid sal skep. Dat U vir ons die regte hart sal gee vir mekaar. Dat U in ons 'n standvastige gees sal sit. En bo alles 'n hart van liefde. Dat U sê in U woord, die liefde bedek alles. Die liefde verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. En wanneer ons vir mekaar lief is, dan bedek ons 'n menigte van sondes.
Dankie Here. Ons gee onsself oor aan U en ons vra dat U ook deur ons U doel in U familie sal bereik. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.